Ja, dis Dinsdagmôre en ek en jy praat oor dankbaarheid. Ons dink eintlik daaroor na. Wat is dankbaarheid? Dankbaarheid is die brug tussen oorvloed en vrygewigheid. Dankbaarheid is 'n geestelike dissipline wat doelgerig nagestreef moet word. Ons dink nooit so daaraan dat ons dankbaarheid moet nastreef nie. Dit is die manier dan waarop jy God prys vir al sy gawes. Al die genade wat ons so uit sy hand uit ontvang. Dit is die energie wat ons dwing om ons gawes dan met ander mense te deel. As jy nie dankbaar is nie, gaan jy baie moeilik iets vir iemand anders te doen. Dan is alles vir jou 'n las. Moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Dit lees ons in Hebreërs 13 vers 16 en ons vergeet dat dit hand aan hand gaan met dankbaarheid. Dankbaarheid is daarom die belangrikste tema in die Bybel, want God is 'n God wat gee. Hy gee vir ons alles uit dankbaarheid. Calvin het gesê, God is the fountain of goodness and mercy. God voorsien en ons moet met lof en dankbaarheid reageer. So jy sê net ja, Here, of jy gaan met dankbaarheid sê, Here, wat kan ek doen? Die Israeliete moes dankoffers gebring het. Die psalms is vol van dankseggings. Dan sal ek u in die volle vergadering dank en voor die hele gemeente prys. Ek lees dit in Psalm 35. Ons kry dieselfde opdrag in die Nuwe Testament. Wees altyd dankbaar. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofsange en ander geestelike liedere sing. Kolossense 3. God gee en die mens reageer. Ja, ons bly in 'n gebroke wêreld en ons werk daar en dit is nie altyd so maklik nie. Mense is dikwels so ondankbaar. Ons leef in 'n verbruikerskultuur waar ons nie tevrede is nie voordat ons alles het nie. Die gevolg van hierdie benadering is wantroue, stikkende verhoudings, oorlog, honger, ekonomie wat ongelyk is. Ek kan so aangaan, want ons moet eers alles hê, die verbruikerskultuur, en dan is dankbaarheid amper nie daar nie. As ek nie alles het nie, het ek niks om voor dankie te sê nie. Dankbaarheid kan ons van ontevredenheid, vreesbevangenheid, verlos eintlik. En hy kan jou help om 'n mens te wees wat tevrede en rustig is. Natuurlik vra dit, as jy regtig dankbaar wil wees, dat jy dit moet inoefen. Ons moet elke dag met die woorde van lof begin en eintlik eindig, nee, om te sê, Here, dankie dat ek wakker geword het. En dan deur die dag jouself inoefen om die tekens van God se seën raak te sien. Thomas Kempis het gesê, be thankful for the smallest blessings and you will deserve the receive greater. Hoe klein jy dankbaar is vir die kleinste goedjies, mens, dan kan jy groter dinge ontvang. Ons probleem is egter dat ons altyd fokus op wat ons nie het nie en wat ons nie kan doen nie. En dan is ons mos nou ongelukkig, want ons skiet te veel tekort. Ons fokus te veel op ons behoeftes as op ons bates. Ons moet leer om 'n fokusverskywing te maak. En daarom wys navorsings vir ons dat dankbare mense gelukkiger is as ondankbare mense. Jy gaan vir my sê, dis logies, maar dit is nie. Kom ons leef dankbaar. Kom ons word gelukkige mense. Kom ons bid saam. Ja, Here, ons kyk so altyd na alles wat ons nie het nie. En kom sit dit aan u voete neer. Plaas dat ons kom dankie sê vir alles wat ons het en dit by u voetebank neersit. Amen.